Ja, Here, U stop nooit om ons te werk nie. U is elke oomblik daar. Here, en ons kan dit uitskree vanmôre. U is werklik ons miracle maker. Here, ons wil nie uit U teenwoordigheid uitstap vanoggend nie. Ons wil net so in aanbidding voor U bly. En Here, ons is hier vanoggend omdat U ons hier wil hê. Here, ons wil U verhef. Ons wil U naam groot maak, Jesus. Ons wil dit uitproklameer dat God regtig 'n God van liefde is. Here, ek kom nou en ek vra, raak elkeen van ons aan. Here, maak dit stil in ons harte vanmôre, dat ons U kan sien, dat ons U kan hoor, dat ons U kan beleef, soos wat U dit bedoel het. Dankie, Here. Ons eer U net, ons buig voor U, Jesus. Het gaan alles oor U, Here. Ons is net hier om U te dien. Here, raak siekes aan. Raak situasies aan. Breek U vanmôre kettinge. Maar Here, ploeg diep in ons harte vanmôre. Vir dit wat U ook in elkeen van ons wil doen. Ons staan net voor U. Amen. Amen. Dankie julle. Dankie Magiel. As ons praat oor die uitstorting van die Heilige Gees en wat daar gebeur het, dit word nou al vir amper 2000 jaar verkondig. Nou hier staan ons nou weer en ons gaan nou weer 'n preek maak daaroor, weer 'n boodskap maak daaroor. Maar om by daai oomblik uit te kom, moet ons teruggaan na die Ou Testament toe, om te gaan kyk na God se liefde, wat dit moontlik gemaak het, dat daar 'n uitstorting van die Heilige Gees was, wat ons hele lewe kom omdraai het. Jy sien, want die Here, sy beplanning is altyd so fantasties. Dit wat hy ons leer in die Ou Testament, kom projekteer hy net so weer in die Nuwe Testament. En ek gaan vanmôre 'n bietjie met jou gesels oor die gebeure in die 10 dae vandat Jesus hemel toe is. Ons het laasweek het ons gepraat vir die voorbereiding Jesus hemel toe. Maar daai 10 dae, want ons praat aan mekaar, ons sê vir mekaar, die disippels was eenparig, hulle was eendragtig, hulle was in eenheid, by mekaar in daai bovertrek en hulle het gebid. Toe kom die Heilige Gees. Maar daar's baie meer agter net dit wat met daai klompie mense gebeur het. Nou kom ons gaan kyk eers terug in die Ou Testament. As jy Eksodus gaan lees, en lees dit as 'n hele boek, nie stukkies gaan uithaal nie, dan sien ons dat God het voorberei om die volk te gaan uithaal uit Egipte uit. Dan moes hy lam slag, hulle moes die bloed aan die deurkusyn sit. Paasfees, vat God hulle uit. En as jy 'n bietjie studie gaan doen, daar van hoofstuk 16 af gaan praat tot in by hoofstuk 32, dan lyk dit, as jy 'n tydlyn opstel, het hulle daai dag uitgeloop vir 40 dae tot by die berg Sinaï. En daar gaan Moses met die berg op, gaan praat met die Here, en die Here sê, Moses, gaan sê vir hierdie volk, hulle moet hulle skoon maak. Hulle moet hulle reinig. 10 dae nadat hulle daar aangekom het, praat God self. Ek
is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die slawerny uit gebring het. Jesus, 40 dae na sy opstanding by ons. Hy gaan hemel toe, 10 dae daarna word die Heilige Gees uitgestort. Maar die Ou Testamentse deel is nog nie klaar nie, want in hoofstuk 32 lees ons, en Moses gaan weer op die berg, hy is so 40 dae daar, God skryf die 10 gebooie op 'n kliptafel. En wat gebeur? Die klomp daaronder maak 'n spottery van God se woorde. Ek is julle God wat julle uitgelei het. Julle mag geen ander gode voor my hê nie. Hulle maak 'n goue kalf. Hulle maak 'n bespotting van God se woord. Moses kom af. Hy sien hierdie gemors wat hier aan die gang is. En wat is sy reaksie? Hy gooi daai kliptafels stikkend. En uit dit uit sê hy, die van julle wat vir God is, kom staan hier. Die wat oorgebly het, hulle is doodgemaak, 3000 van hulle. Omdat hulle God se woord, verontagsaamheid, God se woord gebreek het, die verbond wat God met hulle gesluit het, gebreek het. Kom ons gaan Nuwe Testament toe. Voor die 10 dae, en dis ons teks vir vandag, is Johannes 17 vers 5, in Jesus se gebed, sê hy, en nou Vader, verheerlik my by U, met die heerlikheid wat daar was by U, nog voor die aarde geskep is. Jesus vra vir die Vader, Here, kom herstel dit wat daar by ons was. Vader, herstel dit wat daar was voor die grondlegging van die aarde. Julle kan hoofstuk 17 gaan lees. Dit is 'n fantastiese gebed wat Jesus daar bid, maar hy bid spesifiek dat God die Vader weer moet verheerlik. Jesus sterf aan die kruis. Hy word begrawe. Hy staan op uit die dood uit, en vir 40 dae is hy op aarde, hy verskyn aan 'n klomp mense, om te bewys dat hy waaragtig lewe. En dan, saam met sy disippels op die berg, sê vir hulle, bly in Jerusalem, totdat julle gedoop is met die Heilige Gees. Want Johannes die Doper het gesê, ek doop julle met water, maar hy wat na my kom, wie ek nie waardig is om sy skoene vas te maak nie, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Dit is wat Jesus vir sy disippels sê, wag totdat julle gedoop is met die Heilige Gees. En hulle gaan fisies in daai bovertrek, en daar is omtrent 72 mense gewees, die disippels, die apostels en nog. En in 10 dae berei hulle voor vir die uitstorting van die Heilige Gees. Hulle is saam daar, hulle is in eenheid. Maar my broer en sussie, ek wil vanmôre vir jou iets anders kom vertel. Want daai woorde van Jesus, toe hy gebid het, Vader verheerlik my, is daar baie wat sê, dis klaar hier op aarde gedoen, hy is klaar verheerlik. Maar daar's iets wat ek en jy moet lees in daai teks. Vader, verheerlik my by U. By U. Met die heerlikheid wat daar was tussen ons voor skepping. En Jesus vaar op hemel toe.
En nou wil ek hê jy moet mooi luister. Ek wil nie jy moet my verkeerd verstaan vanoggend nie. Die drie-eenheid van God is altyd oral. God's altyd besig. Want in die Ou Testament is daar funksies van die Vader gewees. Daar's funksies van die Heilige Gees gewees. Jesus kom aarde toe, hy is hier op aarde besig met sy werk. Maar in daai 10 dae, Jesus kom in die hemel, God aanvaar dit wat hy aan die kruis gedoen het. Die Vader aanvaar dit. En Jesus word in die teenwoordigheid van die Heilige Gees weer verheerlik, soos wat hy was voor die skepping. Die Vader verheerlik Jesus in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Maar die Heilige Gees staan gereed om in Jesus se plek aarde toe te kom. Want Jesus sê in Johannes 7 vers 38 en 39 sê hy, strome van lewende water sal uit julle uitvloei. Dit sê hy oor die Heilige Gees wat nog uitgestort moet word, want Jesus was nog nie op daai stadium verheerlik nie. Nou in die hemel, nou word Jesus verheerlik. In Johannes 7 vers 39, 38, 39 kan nou waar word. Jy sien, maar daar's 'n voorbereiding in die hemel ook. Die nuwe seisoen waarin die Heilige Gees hier moet kom werk met ons almal, breek daaraan. Maar eers in daai 10 dae kan jy vir jou hierdie beeld in jou kop kry hoe God se drie-eenheid in daai 10 dae gewerk het, dat hulle al drie so by mekaar was, dat die een nie daar was, die een nie daar nie, hulle was by mekaar gewees. In voorbereiding op wat moet gebeur. Jesus sê vir sy disippels, moenie hartseer wees nie, ek gaan weg en stuur vir julle die trooster, want ek gaan vir julle 'n plek voorberei. Ek gaan vir julle 'n plek voorberei vir die dag wanneer ek julle kom haal. Daai voorbereiding wat daar was in Egipte, maak gereed, slag daai lammetjie. Gee 'n fisiese teken van die bloed, sodat die engel van die dood julle moet verbystap. Jesus kom sterf aan daai kruis. Maar voordat hy sterf, vat hy op hom God se volle wraak vir my en jou sonde op hom. God straf hom. God straf hom. God verheerlik hom. God verheerlik hom. 10 dae. Handelinge 2. Hulle is in die bovertrek. Hy wind. Iets soos 4 tonge wat op hulle almal neerkom. Jesus sê, wag totdat julle gedoop word met die Heilige Gees. Hulle word in daai bovertrek, word hulle gedoop met die Heilige Gees. En wat is die eerste ding wat gebeur na die uitstorting van die Heilige Gees? Wat is die eerste ding wat gebeur? Nee, nog voor dit. Die eerste ding wat gebeur, daai spottery by Sinaï, 'n bespotting gemaak van God se belofte, is wat hier gebeur, in die uitstorting van die Heilige Gees. Die bespotting. Kyk hierdie klomp dronk mense. Kyk wat maak hulle is dronk. Onmiddellik kom die wêreld. En hulle met wêreldse sê goed, wil hulle afbreek wat God gesê het. God het gesê, ek gee vir julle die belofte van die Heilige Gees. Die Vader het dit gesê. Jesus het gesê, wag totdat julle gedoop is met die Heilige Gees. Die Heilige Gees is gedoop. Hulle stap uit daai vertrek uit. En die wêreld sê, kyk wat maak hierdie Christene.
En is nog steeds presies net so vandag in ons lewens. Die wêreld kyk na ons en hulle maak 'n bespotting van dit wat God met ons wil maak. Hy spottery daar. En wat gebeur? Petrus, so klomp daar voor die uitstorting van die Heilige Gees, daar 'n jong slavinnetjie wat vir hom sê, jy is een van hulle wat saam met Jesus rondgeloop het, en Petrus skrik so groot dat hy weghardloop. Hierdie Petrus staan op. In die Engels sê dit so mooi, het boldness, het hy begin praat. Boldness, die Hebreëse term daarvoor, of uitleg, is oop oë. Hy het oop oë die evangelie verkondig, want hy het geweet wat gaan gebeur. Hy kon sien in die gees wat gaan gebeur. Hy verkondig die evangelie. En die mense daar vra vir hom, wat moet ons doen om gered te word? Petrus het nie gesê, aanvaar vir Jesus nie. Petrus het nie gesê, nooi vir Jesus in jou hart in nie. Petrus staan op, in boldness verklaar hy Jesus Christus. Hy verkondig die evangelie. Hy staan op die tempel se trappe, by die kerk, staan hy die evangelie en verkondig. Wat moet ons doen? Ek gaan dit in Afrikaans en in Engels sê vanmôre. Bekeer julle. Laat julle doop. Repent and be baptized. Bekeer jou. Beteken, sny jou hart oop voor die Here en bely jou sondes voor hom. En vra hom om jou te verlos, om jou te vergewe. Petrus, onthou jy, 7x70 vergifnis. Die betekenis daarvan, dit is volbring. Jesus het aan die kruis volbring, sodat daai dag, met die uitstorting van die Heilige Gees, vergifnis kon plaasvind. Want daai mense, hulle bely, hulle repent. Hulle laat hulle doop. Daar's 'n klomp doopbarrens wat daar by die tempel was, want dit was die manier gewees, jy moet jou reinig voor jy by die tempel ingaan. So, 3000 mense kom tot bekering. By Sinaï is daar 'n spottery, 'n kwaadpratery oor, man, God, jy staan bietjie weg, ons gaan nie jou aanbid nie, ons gaan hierdie kalf aanbid. 3000 sterf daar, die uitstort van die Heilige Gees, die verkondiging van die evangelie, wat plaasvind daar, is daar 3000 mense wat tot bekering kom, in wie die Heilige Gees nuwe lewe kom sit. Sien, dis wat hy gekom het. Hy het gekom om nuwe lewe vir ons te bring. En daar waar daai mense tot bekering kom, begin die kerk van Christus. Want hulle gaan uit, en dis die derde ding wat met jou moet gebeur. Jy moet bely, jy moet gedoop word. En dan moet jy jou laat leer. Hulle het aan die voete van die apostels gesit om woord te leer. Hulle het mekaar gehelp. Ons het laasweek daarna gekyk. Hulle het mekaar gehelp. Daai gemeentes wat daar ontstaan het alles vir mekaar gedoen. Omdat die Heilige Gees hulle so omgedraai het. Van 'n klomp spotters na mense wat loop in die waarheid van die evangelie. Mense wat ag geslaan het op die woord van God, op dit wat Jesus geleer het, waar die Heilige Gees nou kom om hulle aan te herinner, die woord van die apostels wat uitgegaan het oor wat Jesus gedoen het, wat dit beteken om Christus te volg, het hierdie
3000 uitgegaan en die woord sê vir ons, hulle het elke dag gegroei. Daar was wonders, daar was tekens, waar die mense kon sien. Hulle kon sien hoe God verandering bring. By Sinaï het hulle die rookwolk en die vuur op die berg gesien. Hulle het fisies gestaan en kyk na die heerlikheid van God en 'n kalf gebou. Ek vra vanmôre die vraag wat ek en jy elkeen by onsself moet beantwoord. Watter goue kalf is daar nog in ons lewe? Het ons heeltemal skoon gemaak die dag toe ons gesê het, Here vergewe my, hierso is my sondes. Here, U weet wat my sondes is, U kan dit nie wegsteek nie, elke ding wat ek doen. En dan nog so 'n stukkie van die goue kalf daar agter gebly, vir dit skoon gekom. Jy sien, want wanneer die Heilige Gees met jou begin werk, dan gaan daar verandering kom. Jesus, die eerste keer aan sy disippels verskyn na sy opstanding, vrede vir julle, hy blaas op hulle. Hulle ontvang die Heilige Gees. Dus ek en jy, daai oomblik toe hulle daarso, daai 3000 die woord gehoor het, dit aanvaar het hulle die inwonende Heilige Gees gekry, maar hulle is gedoop met die Heilige Gees ook, daar op daai selfde plek. Jy sien, want die Heilige Gees, sy grootste funksie, en ons het al daaroor gepraat, en ons gaan nog baie daaroor praat, daar in die hemel, die regmaak. Begin die seisoen van regmaak vir die terugkom van Jesus Christus aarde toe. Dis wat die Heilige Gees kom doen het. Die Heilige Gees het gekom om ons, wat die bruid is, hy het gekom om die bruid voor te berei. Ek weet daar's baie wat sê die Jode is die bruid en ons is die gaste en so aan. Wie wat? Die Heilige Gees besig om jou voor te berei vir die dag wat jy Christus gaan ontmoet. Of dat net jy alleen is wanneer jy doodgaan en wanneer dit gaan kom, wanneer hy op die wolke kom en ons om tegemoet gaan. Want Jesus is die een wat sy liefde vir ons kom oopbreek het, wat die Vader se hart kom oopbreek het in sy liefde. Wat vir ons gesê het, asseblief, ek vra vir julle, gaan net aan met hierdie liefde wat ek vir julle het. Wees lief vir mekaar. Hy het ook gesê, wees lief vir mekaar, sodat die wêreld kan sien, julle is my disippels. Jy sien, dit is wat uitstorting van die Heilige Gees in jou kom doen. Nie om die wet van Sinaï na te kom nie, maar die wet van Jesus se liefde in jou hart na te kom. Want Jesus is die volbringer, hy het die wet voltooi. Nie dat die wet weg is nie. Jy moet gaan kyk, Eksodus 20, die 10 gebooie. Jy gaan hulle al 10 in die Nuwe Testament kry. Dit is op verskillende plekke, maar dit is al 10 nog daar, dit is nie weggemaak nie. Jesus sê vir sy disippels, ek stuur vir julle 'n ander helper. Ek het nou die dag het ons 'n gesprek by die huis gehad oor die woord helper. Wat beteken die woord helper? Die Hebreëus daarvoor is yser. In die Ou Testament is daar 'n paar plekke wat God vir die volk sê, ek is julle helper, selfe woord yser. In die paradys, Adam sê hierso, yser, jou helper. Jesus praat met die disippels oor daai selfde yser, helper. Dit beteken, ek stuur vir julle 'n ander helper. Met ander woorde, die Heilige Gees doen dieselfde werk as Jesus om ons voor te berei. Die Heilige Gees gaan sterf net nie aan die kruis nie, want dit is klaar verby, dit is gedoen. Maar die verkondiging van die evangelie, van die koninkryk van God, wat Jesus op aarde gedoen het, die Heilige Gees gaan aan daarmee. Dis hy wat met ons kom praat. Dis hy wat met ons kom praat. My vrou het met my gepraat.
Of my gesê, daar moet tog iewerster moet ons reageer op iets wat God met ons doen of met ons kom sê. Reageer om terug te draai na hom toe. Jy sien wat bekering is een van die goed wat die Heilige Gees ons mee help. Hy keer dat ons nie weer sondes doen nie. Hy help ons daarmee. Hy help ons om die woord te verstaan, die woord wat Jesus Christus kom bedien het. Sy woord oor God die Vader, sy woord oor wat hy moes kom doen, dit is wat die Heilige Gees vir ons kom doen. Jy sien, want baie mense, vir hulle beteken dit net, uitstorting van die Heilige Gees, is praat in tale en pak op die gawes op my. Dis nie wat die Heilige Gees kom doen het nie. Hy het gekom om jou voor te berei vir jou ontmoeting met die Here. Ja, en wanneer hy jou wil gebruik in die koninkryk, gaan hy daai gawes oopmaak. Maar gaan lees baie mooi, en ons het dit ook al vir mekaar gesê, gaan lees baie mooi die gawes van die Heilige Gees, wat hy in jou gebruik, wanneer jy iemand moet bedien, of iets moet doen. Hy gee dit, soos hy wil, wanneer hy wil, vir 'n spesifieke doel. Die gawes is daar om die gemeente op te bou. Die gawes is daar as 'n getuienis. Die gawes bly dit wat die Heilige Gees in hom het. Stel dit beskikbaar. Maar wat hy vir jou gee, wat permanent is die wete dat Jesus vir jou gesterf het. En dat as jy jou sonde bely, sal die Here jou vergewe, sodat jy kan instap eendag in 'n ewigheid in, saam met die Here. Ons het so gewoond geraak aan die spottery om ons. Ons het so gewoond geraak aan dit wat die wêreld op ons projekteer, dat ons fokus afhaal van dit wat Jesus vir ons gegee het, die Vader se geskenk van die Heilige Gees. Ons haal ons oë af op die beloftes van Christus. Ons haal ons oë af van die profetiese woord in die hele Bybel, God wat kom sê het, hierdie gaan gebeur, daai gaan gebeur, daai gaan gebeur. Ons haal sulke stukkies uit, en ons bou ons eie evangelie, wat nie meer inpas by die evangelie, wat Petrus begin verkondig het, die dag van die uitstorting van die Heilige Gees. Want hy het met hulle eenvoudig gepraat, en gesê, Jesus het God se straf vir jou sonde op hom gevat. En hy gee vir jou 'n kans om saam met hom in die ewige lewe in te stap. Jy sien, God wil hê ons moet verstaan hoe hy werk. Dat die liefde wat God die Vader saam met God Jesus, saam met God Heilige Gees, die drie eenheid, sy totale liefde is vir jou beskikbaar. Gaan jy bly agslaan op die spotters in die wêreld? Gaan jy bly agslaan op hulle wat negatiewe goed inspreek in jou lewe? Gaan jy bly kyk na wat ander doen om jou plat te stroot, te spot, te verwerp? Of gaan jy die woord van God vat, dat Jesus dit moontlik gemaak is, dat jy deur die krag van die Heilige Gees
getransformeer word terug na die beeld van God. Dis wat hy wil hê. Jy moet raak sien. Ek leef my lewe op aarde as 'n beelddraer van God, met die krag van die Heilige Gees, tot eer en verheerliking van my God en my Here. Wat het geword van die verheerliking van die Here in ons kerke? Julle kan wat doen wat julle wil. Dis reg. Nie alles in die Bybel is waar nie. Ek moet nie eens sê dat ek vanmôre vir jou sê, elke woord in daai woord van God is die waarheid, want God kan nie teenstrydig praat nie. Al lyk dit vir ons of daar teenstrydighede is. Iemand het daardie dag 'n argument gebring en sê, maar julle glo goed en julle Bybel is so deur mekaar, want as jy net vat oor Jesus die dag toe hy gekruisig is. Een sê, in die 9de uur, in 'n ander stuk in die Bybel praat van 3 uur die middag. Weet wat, daar's nie 'n teenstrydigheid daarmee nie. Want die een skrywer, hy het geskryf uit 'n Hebreëse oogpunt met Hebreëse tyd, die ander skrywer het geskryf uit 'n Romeinse oogpunt met 'n Romeinse tyd. 3 uur die middag. Presies, daar's geen teenstrydigheid in God se woord nie. God se woord is die waarheid. En my gebed vir jou is dat jy sal toelaat dat die Heilige Gees iets nuuts in jou lewe kon doen rondom die waarheid van God se woord. Jy sien wat dit is, die waarheid van God se woord wat vir my en jou gaan dra tot daai dag wat Jesus gaan terugkom. Net dit. Dis hoekom dit vir God so belangrik was, vir die Vader so belangrik was, vir Jesus so belangrik was en vir die Heilige Gees so belangrik is nog steeds om die werk te doen waarvoor hy gekom het om te doen. Maar wat word verkondig van die preekstoel af? Die werk van die Heilige Gees is voltooi in die Bybelse tyd. En dat hulle waarsku vandag, hierdie goed oor die Heilige Gees, hulle het 'n naam daarvoor, hulle sê kom van India af, 'n Kundalini gees. Verskoon my as ek dit sê vanmôre. Te hel met 'n Kundalini gees, want dit is nie die gees van God nie. Ons moet ophou om allerhande goed te glo wat ons wegvat van die waarheid van God se woord, die waarheid van God se liefde. Jy sien, maar die Gees van God is heilig. Dis die Heilige Gees wat na ons toe gekom het. En ek wil afsluit daarmee vanmôre. Dis die Heilige Gees wat by jou is om jou lewe te verander, om jou voor te berei as deel van 'n ewigheid, om jou voor te berei om in die plek te kom waar jy moet wees vir daai dag wat jy vir Jesus gaan ontmoet. Want glo jy vir my, jy sal hom ontmoet. Dis een ding wat nie een van ons kan wegkom van nie. Ons gaan hom alleen ontmoet of ons gaan hom saam in die hemel ontmoet. Kan nie wag vir daai dag nie. Kan nie wag vir daai dag nie. Dat ons die heerlikheid van ons God gaan beleef, soos wat hy dit bedoel het, dat ons moet leef. Jesus leef, hy het opgestaan uit die dood uit. Die Vader is nog altyd daar. En die Heilige Gees is hier by jou vanoggend. Hy's hier om jou te lei. Hy's hier om jou te help in jou werkplek. Ek wil hê julle moet kyk, ek het vanmôre net gestaan en kyk hierso. Wat het hy gekom doen? Hy kom herlewing in my hart bring. Hy kom herlewing bring in ons huis. Hy kom herlewing bring
vir die kerk. Hy het herlewing gebring in die gemeenskap rondom ons. En hy wil herlewing bring in hierdie land, Suid-Afrika. Want jy's deel daarvan. Hy wil Suid-Afrika weer red, omdat jy in Suid-Afrika is. Mag jy die onvoorwaardelike liefde van God beleef, deur die krag van die Heilige Gees, soos wat hy dit vir jou bedoel het. Ons eer ons Vader, dat hy daai belofte waar geword het. Ons eer Jesus, dat hy ons doop met die Heilige Gees, en ons eer die Heilige Gees, vir dit wat hy losmaak in ons lewens. Vir die manier wat hy ons kom skoonmaak, en voorberei vir wat gaan kom. Amen.